Wanneer op grond van jou eie getuienis, doop ek die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Goeiedag geliefde en welkom by Beleef Gemeente se aanlyn boodskap. Nou ons is by ons derde boodskap in ons reeks Sy beloftes. Ons kyk spesifiek na 6 beloftes wat Jesus gemaak het. Beloftes wat ons geloofslewe radikaal beïnvloed wanneer ons kies om daai beloftes te glo en op hulle staat te maak. Nou week 1, 2 weke terug se boodskap het ons gekyk na die belofte dat Jesus jou liefhet asof jy die enigste een is wat nog ooit gelewe het. Week 2 het ons gekyk na Jesus se belofte dat hy altyd praat met ons. Ons as sy skape sal altyd sy stem kan hoor. Nou vandag gaan ons praat oor Jesus se belofte dat hy by jou is. Hy's by ons elkeen. Ons teks kom uit 'n baie bekende gedeelte en dit is die groot opdrag. Dis die einde van die boek van Matteus, Matteus 28 vers 19 tot 20 wat sê en as jy dit nog nooit gesien het nie, hier is dit en dit is so dit klink. Gaan dan, maak al die nasies my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het en weet verseker, ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. Klink dit nie goed nie? Natuurlik klink dit goed. Wanneer iemand sê, ek is by jou, ek het jou rug, maar dit is Jesus self wat sê, ek is by jou. Geliefde, dis vertroostend is dit nie. Dit voel sommer goed. En Jesus het sy krag al baie keer op baie verskeie geleenthede aan sy disippels bewys nog lank voor hierdie vers aan hulle verklaar was. En vandag kyk ons na 'n oomblik waar Jesus nie net sy krag wys nie, maar ook sy teenwoordigheid by sy disippels bevestig. Ons gaan lees uit 'n storie uit Markus 4, hoofstuk 4 van Markus, en ek wil jou sommer aanmoedig dat jy die hele Markus 4 gaan lees na hierdie boodskap, net vir konteks, maar vir die van julle wat graag dieper wil delf, hierdie storie word ook vertel in Lukas 8 en Matteus 8, en hierdie gebeurtenis speel af in 'n boot op die see. Nou, waar is ons in die konteks van hierdie storie? Ons bevind ons by 'n meer wat bekend staan as die See van Galilea. Ek wil dit net gou beskryf vir jou, om net 'n bietjie meer konteks, bietjie meer agtergrond te gee van hierdie watermassa. Hierdie see is omtrent 21 km lank en hy's 13 km breed. En so dis eintlik 'n redelike groot meer. Nou, dis ook die laagste varswaterliggaam op aarde. Nou sommige van julle mag dalk dink, nee, maar wat van die dooie see? Nou die dooie see is soutwater. En hierdie een is varswater. En dis omring deur berge. Nou wat gebeur is dat koue lug uit die berge afsak en dan tref dit die warm water wat dikwels hierdie geweldige donderstorms op die see veroorsaak. Nou hierdie storms is bekend daarvoor dat hulle baie onvoorspelbaar is. Nou soms raak die golwe so hoog soos 3 meter
daar selfs al opnames van golwe so hoog as 6 meter hoog. So ja, storms hier is eintlik geen grap nie. Dit is nogals 'n ernstige storie as jy jouself bevind daar op 'n skip, op 'n vissersbootjie en die golwe begin reis tussen 3 en 6 meter. Nou kyk saam met my, hierdie spesifieke storie begin in Kapernaum. En Jesus en sy disippels is op pad na die ooste kant van die meer, na Gergesa toe. 'n Area wat deel vorm van die Decapolis gebied. Nou, ek wil jou sommer aanmoedig, gaan kyk 'n bietjie op 'n wêreldkaart, hoe lyk die See van Galilea en wat is die omringende areas, dat jy net so 'n bietjie 'n beter greep kan kry, maar Decapolis is 'n gebied wat deel bekend is, dis deel van die Romeinse beheer, en is eintlik maar bekend as 'n heidense area. Met ander woorde, dis 'n area wat die disippels weet, hulle is nie eintlik welkom in nie. En is in hierdie konteks waar die probleem eintlik begin en waar die probleem nou half opduik. Nou, ons is steeds by Kapernaum en Jesus is besig om lering te gee en skielik stroom mense van oral af in om hom te hoor en te luister na sy lering. Er is soveel mense dat hulle vir hom in 'n boot sit en effens van die oewer af wegstoot sodat hy almal beter kan toespreek. So Jesus is op hierdie vissersbootjie en in die skare, hy is besig om 'n gelykenis vir die skare te vertel, die gelykenis van die saaier. En in die gelykenis van die saaier leer ons dat die saaier het uitgegaan om saad te saai. Sommige van daardie saad het op die pad geval en die voëls van die lug het dit kom optel en dit weggedra. Ander van die saad het geval op oppervlakkige grond. Dit het vinnig opgekom, maar omdat die wortels nie diep was nie, het die son dit laat verskroei en dit het toe verwelk. Sommige van die saad het op ordentlike grond geval, maar dan het dorings opgekom en die bekommernisse van die lewe het daardie plantjie versmoor. Maar ander saad het op goeie grond geval en dit het begin groei en 'n oes opgelewer. Party het 30voudig opgegroei, party 60voudig, party 100voudig. Nou, dis ongelooflik en al die mense staan daar rond en hulle luister na Jesus se lering. Hulle sê, "Eers, dit maak sin en hierdie is 'n goeie preek. Hou net aan praat, hou net aan leer." En dan trek die disippels hom een kant toe en hulle sê vir hom iets soos dit was baie mooi, Here, maar eintlik ons verstaan nie. Ons hoor jy sê die goeters, dit klink of dit kan sin maak, maar ons is nie seker nie. Wat het u nou eintlik gesê? Ons is 'n bietjie die mekaar. Van julle mag dalk dink die disippels is bietjie stadig. En Jesus verduidelik dit toe vir hulle verder. Hy gee vir hulle die uitleg van hierdie lering, van hierdie woord wat hy sopas gebring het. Hy sê, die saad wat op die pad geval het, is soos wanneer die vyand, Satan, die woord kom steel en nog voordat dit kan in die grond kan wortel skiet, kom steel hy daai woord. Die saad val dan ook op oppervlakkige grond. Nee, die saad wat op oppervlakkige grond geval het, sê Jesus dat dit is wanneer jy die woord ontvang, maar dit groei nie diep nie. En wanneer vervolging kom, dan verdwyn dit. Dan was dit die saad wat tussen die dorings geval het. Dis die bekommernisse van hierdie lewe wat die woord in ons lewens kom versmoor. Maar dan was dit die saad wat geval het op goeie grond. Dis wanneer iemand die woord van God hoor, dit toepas en dit lewer 'n vrugbare oes, 30, 60, 100voudig op. Die disippels sê toe, nou verstaan ons, en hulle beaam teen een dat Jesus hy raak gepreek het. Hulle verstaan die woord, hulle verstaan die lering en hulle is opgewonde. En dan volg Jesus daai lering onmiddellik op met 3 ander gelykenisse. En ek weer eens gaan lees dit in Markus 4. Eerstens die gelykenis van die lamp, dat niemand steek 'n lamp aan en sit dit onder 'n emmer of onder die bed nie. Nee, jy sit dit op 'n staander sodat dit lig gee vir almal in die huis. Dan vertel hy die gelykenis van die groeiende saad en dan die gelykenis van die mosterdsaadjie wat alles gaan oor geloof. Nou, soos ek reeds gesê het, gaan loer na die hele konteks in Markus 4. Jy kan amper sê dit was soos 'n universiteitslesing. Jesus is die professor en hy is nou besig om lering te gee, maar nou is dit tyd vir die laboratorium, die toetsomgewing. Tyd om te kyk of hulle verstaan wat hy vir hulle geleer het. Tyd vir toepassing. En dan lees ons nou hierso in Markus 4 vers 35, Jesus, of die volgende woorde. Teen die aand sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Daai is Markus 4:35. Nou ons weet ons is by die See van Galilea. Ons is aan die noordwestelike gedeelte van die kus. Ons is by Kapernaum en Jesus sê ons gaan oorvaar na die area van Decapolis toe. Maar hier's nou 'n probleem. Daar's eintlik 'n groot probleem met hierdie stelling. Eerstens, die Bybel sê dit was aand. Dit beteken dit is laatmiddag tot so sononder, soos basically maar skemer. En ek het jou vroeër vertel dat hierdie see is bekend vir onvoorspelbare storms. So die disippels dink dalk, dis nie regtig die beste idee op hierdie tyd van die dag nie. Moet ons werklik nou
moet ons nou op die boot klim, maar dan is daar 'n groter probleem. Kapernaum is in Galilea. En dis 'n Joodse gebied, dit is goed, dis veilig, dis ritueel rein, dis waar Jode tuis voel, maar Gargesa, dis in die Decapolis gebied, heidense, Romeinse gebied, dis onrein, dis 'n plek waar 'n goeie Jood nie moet wees nie, dis gevaarlik, dis ongemaklik, en dan is daar hierdie antieke oortuigings dat die Romeinse gode daar op die see oorlog gevoer het. Hulle praat van Baal en Jam. Nou, baie van die mense het hierdie dinge geglo, en dit was al 'n verklaring vir baie van die storms op daai see, en van die mense nog geglo Leviathan swem daar onder rond. So hulle was bang vir daardie plek, en hulle was bang vir die omstandighede. Ek kan amper sien hoe die disippels mekaar so skeef aankyk en sê, hoorie, daai lering oor die saaier, dit was goed. Daai lering oor die saadjie wat gaan opgroei en meer geloof voortbring, en die mosterdsaadjie, dis alles goed, maar hierdie situasie, ek is nie so seker oor dit lyk nie vir my so lekker, ek voel nie so gemaklik oor dit, maar dan gebeur iets merkswaardig gebeur in hierdie vers. Jesus sê in vers 35, ons gaan oor. Hy gee vir hulle die instruksie. Hy het hulle nou net vertel, jy steek nie 'n lamp aan en steek dit weg nie. Jy sit dit waar almal dit kan sien. Nou sê hy sê die woorde, kom ons gaan na die mense toe, waarvan julle dink ons nie moet gaan nie, en gaan na hulle toe, en ons vat hierdie lig, ons vat hierdie lering, ons vat hierdie woord, ons vat hierdie lig, hierdie lamp, en ons gaan na hulle toe. Hy is besig om sy lering toe te pas, en hy is besig om dit onmiddellik toe te pas. En dan Markus 4:36 sê die volgende, hulle het die skare agtergelaat en hom saamgeneem, net soos hy was in die boot. Nou, hoe was Jesus? Dis belangrik dat ons vir 'n oomblik dalk hier so stil staan. Hulle het Jesus saamgevat, want hy was reeds in die boot, maar hoe was Jesus? Wat was sy gemoedstoestand? Wel, eerlikwaar, hy was moeg. Hy het die hele dag lering gegee, duisende mense. Hy het mense genees, hy het gebid, hy het gepraat, en toe moes hy nog die disippels apart vat, en vir hulle verduidelik wat hy pas vir hulle geleer het, want hulle is 'n bietjie stadig. Jesus was uitgeput, en tog, let op, die disippels het hom dadelik gehoorsaam. Hulle het in die boot geklim. Tot dusver doen hulle eintlik nog baie goed. In spite van die omstandighede, in spite van die teenstrydige gedagtes in hulle koppe, hulle klim in die boot, hulle stry nie, hulle het nie uitgestel nie, hulle het gesê, kom ons gaan saam met Jesus. En dan lees ons verder in vers 36 en 37. Hulle het die skare toe agtergelaat, en Jesus, hy was immers al reeds in die skuit, sommer net so saamgeneem. Daar het 'n geweldige of 'n ewige stormwind opgekom, groot golwe het teen die skuit gebreek, met die gevolg dat dit alreeds vol water begin word het. Nou hier is iets wat dadelik vir my uitstaan. Hulle het gedoen wat Jesus gevra het, en tog het die storms opgedaag. Hulle was gehoorsaam, en ten spyte van hulle gehoorsaamheid, daag hierdie storms op. Hoekom is daar storms in jou lewe? Het jy ooit gevoel, ek doen alles reg, ek dien, ek gee tiendes, ek help mense, ek gaan kerk toe. Hoekom is daar nog steeds storms in my lewe? Hoekom is ek in die moeilikheid? Ek voel ek doen alles reg, maar yes, Here, die golwe, die winde, nee? Miskien is jy nie in die moeilikheid nie. Sien jy, God neem jou soms nie in 'n storm om jou te straf nie, maar eintlik, hy vat jou deur 'n storm om jou te vorm. Geliefde, dis nie vir dissipline nie, maar vir disippelskap. Ek wil graag weer sê, dis nie dat God ons in die storms invat om ons te dissiplineer nie. Baie keer vat hy ons in die storms en deur die storms om vir ons te groei. Ek weet nie van jou nie, maar my geloof is meer gevorm in storms as in stilte. My geloof het gegroei in die storms, nie wanneer alles glad verloop het nie, wanneer dinge moeilik is en ons weerstand en as dinge is onseker. Dis wanneer ek nog die meeste gegroei het as 'n gelowige. En hier is die disippels in die middel van 'n storm. En wat gebeur toe? Nou ons stel dit op in vers 38 wat sê, Jesus het agter in die boot op 'n kussing gelê en slaap. Nou ek het gesê hy was moeg. Hy was regtig moeg. Jesus het bedien, hy het lering gegee. Dis nie dat hy nie omgee nie. Hy was net werklik fisies uitgeput. 'n hele dag se arbeid, 'n hele dag se gebed, 'n hele dag se omgee, 'n hele dag se versorging. En nou slaap hy in die middel van 'n storm en toe kom hulle na hom toe en hulle maak hom wakker en hulle vra: "Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie? Gee u nie om nie? U het gesê ons moet in die boot klim." Dan sê Jesus: "Wel, ek het dit gesê. U het gesê ons moet gaan." Jesus sê: "Ek is hierso. En ek het daai opdrag vir julle gegee. U het daai gelykenis van die lam vertel en ek het dit geglo.
En nou is ons op pad na plekke toe waar ek nie veronderstel is om te wees nie. Here, ek doen alles reg. Die disippels voel hulle doen alles reg. Hulle gehoorsaam en nou sin in die storm. Here, gee U nie om nie. Voel jy nie dalk vandag so nie? Voel jy nie baie keer so nie? Soms voel ons is net alleen in hierdie stryd. Ons voel, Here, waar is U? Jesus, ek gee nie omdat my kind siek is nie. Gee nie omdat ek swaar trek in my huwelik nie, dat dinge uitmekaar uitval nie, my vriendin het my gelos en ek voel alleen, ek het nie geld nie, ek voel geïsoleerd, ek wil opgee. Iemand na my is dalk oorlede, Here, waar is U? Gee nie om nie, ek het my werk verloor, Here, waar is U? Gee nie om nie. Geliefde, natuurlik gee hy om, want hy was nog altyd saam met jou. Hy is nog daar by jou in jou storm, in jou boot. Christus is nie afwesig nie. Hy is inteendeel, hy is nooit afwesig. Dis sy belofte. Hy is altyd by jou. Jy is nie alleen in jou stryd. Onthou die gelykenis van die saaier, die deel wat die dorings opkom en die woord van God versmoor vroeër in Markus 4. Hier's die dorings. Hier's die bekommernisse. Die disippels is in die middel daarvan en hulle sê, gee U nie om nie. Hulle was vol vrees en Jesus was net daar. Storms gaan kom, geliefde. Jy mag dalk verbaas wees wanneer hulle kom, hoe hulle kom en waarvandaan daai storms kom, maar glo my, storms gaan kom en jy kan dit nie keer nie. Niemand van ons kan die storms in die lewe keer nie, maar hier is die goeie nuus, hier is die belofte. Jesus is altyd in jou boot. Hy is altyd met jou, in die stryd, in die storm, in die donkerte, en dis hier waar ons dan lees in vers 39 die volgende. Jesus het opgestaan, die stormwind ernstig aangespreek en vir die see gesê, bedaar, word kalm. Toe het die wind gaan lê en daar het 'n groot rustigheid gekom. In 'n paar oomblikke, geliefde, verander alles. Stel jou dit net vir 'n oomblik voor. Jy is in die boot, Jesus slaap op 'n kussing, jy maak hom wakker en jy sê eerlik en met erns en met 'n baie angstigheid, gee U nie om nie. Hy staan op en sê net, shh, word stil, word heeltemal stil. En in daardie oomblik sien die disippels Jesus se menslikheid, dat hy's uitgeput, hy's moeg, hy slaap in 'n storm, is hy besig om te slaap. Jy moet so moeg wees, maar hulle sien ook iets anders raak, meer as sy menslikheid, sien hulle eintlik amper vir die eerste keer sy goddelikheid raak, dat selfs die natuur, die wind en die golwe gehoorsaam sy stem. En dan in vers 40 sê Jesus vir hulle die volgende, hy vra toe vir hulle, hoekom is julle so verskrik? Vertrou julle my nog steeds nie? Jesus sê vir sy disippels, waarom is julle so bang? Het julle nog geen geloof nie? En eerlikwaar, elke keer wat ek daardie vers lees, dan dink ek, dis daarom nou, is 'n bietjie hard, Here. Dis rof. Daar storms. Ek bedoel, as jy wakker word, Jesus, en jy sien al die goeders, dalk is daar rede vir die disippels om te voel, soos hulle voel, miskien is hierdie 'n bietjie hard, Here, ek weet nie. Ek bedoel, ek verstaan die disippels se agtergrond heeltemal. Eintlik, ek gaan dit sommer net erken. Ek sou die eerste een gewees het, wat sou gehardloop het na die agterkant van die boot toe. Daai eerste golf slat net die kant van die boot, dan is ek daar op pad na die agterkant toe van die boot. Die res kan dapper wees, nê? Maar ek hardloop na Jesus toe. Ek sou vir Jesus wakker geskit sê, Jesus, staan op en daai kussing, dalk as jy regtig ernstig iemand wil wakker maak, of vat jy sommer die kussing onder 'n persoon se kop uit en sê, hoorie so, en so sê die disippels, ek sê, Here, gee U nie om nie. Sien U nie wat aangaan nie? Ons is op pad na die heidene toe, na die Romeinse gode, hulle is hierso, Leviathan is hier onder die boot, ons gaan nou sink en U kies om te slaap. Geliefde, ek sou hysteries gewees het as ek gedink het ek is op my einde. So ek lees daai vraag, het julle dan nog geen geloof nie? En ek dink, dis daarom 'n bietjie onregverdig, maar dan besef ek iets anders. Jesus het nooit vir hulle gesê, kom ons gaan na die ander kant van hierdie meer, en op pad soontoe dan besluit ons, kom ons gaan soek groot golwe, kom ons gaan soek 'n storm, kom ons waag ons lewens, en dan sink ons in die middel van die meer nie. Hy het gesê, laat ons na die oorkant toe gaan. Kom maar geliefde, daai is belangrik. Hy het vir hulle 'n eindbestemming gegee. Hy het vir hulle gesê, ons gaan iewers heen spesifiek. Hy het gesê, ons gaan oor. Hoekom twyfel julle? Ek is by julle. Ek het gesê, ons gaan oorgaan. Vertrou my. En dan kom vers 41 en hulle was heeltemal oorweldig en het vir mekaar gesê, wie is hy werklik? Selfs die wind en die see luister na hom. Geliefde, hulle sê vir mekaar, wie is hierdie man?
Hy het goed lering gegee. Hulle is al vir maande saam met Jesus waar hulle hom hoor preek en hoor hy preek diep waarhede. Hy het al wonderwerk gedoen. Hulle het al gesien hoe siekes genees word en blindes sien. Hulle was al beïndruk, maar nou het iets binne in hulle binnekant het iets verander. Hulle het gegaan van kopkennis na hartopenbaring. Dis waar hierdie verwonderingsoomblik plaasvind, waar hulle meer as net dink oor Jesus, besef hulle kyk na hom en vra nie net wat het hy al gedoen nie, maar wie is hy? Dis soos 'n storm na die storm. En wat ek bedoel met dit is, want sien kyk, toe Jesus die storm stil maak, het hy nie net die buitewêreld verander nie, hy het hulle binnewêreld omvergewerp. Geliefde, dis die oomblik waar Jesus jou lewe begin herorganiseer en jy besef, hy is nie net 'n leermeester nie, hy is nie net 'n wonderwerker nie, hy is werklik God. Hy is die skepper van hemel en aarde, selfs die natuur moet na hom luister. Hulle sê, wie is hy dat selfs die wind en die golwe hom gehoorsaam? Geliefde, as jy 'n volgeling van Jesus is, jy wat vandag luister, weet jy wie is in jou boot? Jesus sê vir ons, ek is by julle, maar hy sê nog iets selfs meer belangrik. Het jy dit raak gesien? Kan jy onthou waar hierdie boodskap begin het? Toe ek gelees het Matteus 28 vers 18 tot 20, die groot opdrag. Nou baie mense ken vers 19 en 20, maar vers 18, dit word dikwels word dit oorgeslaan en hier's waar dit begin. Dit sê die volgende: Toe kom Jesus nader en sê vir hulle, aan my is alle mag in die hemel en op aarde gegee. En dan sê hy, gaan dan na al die nasies toe, maak hulle my disippels en kyk, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Hy sê nie net ek is by julle nie, hy sê ek is by julle en ek het alle gesag. Wanneer jy jou geloof in Jesus plaas, geliefde, verander alles, want hy is nog steeds die een wat 'n huwelik met een woord kan genees. Hy is nog steeds die een wat 'n verslawing met 'n woord kan breek. Hy is die een wat siekte met 'n woord kan genees en hy is die een wat sê, ek is in jou boot, ek is by jou tot aan die einde van die wêreld. Geliefde, as ek en jy net besef wat Jesus eintlik vir ons is. Hy is nie net die persoon wat vir ons wonderwerke doen nie. Hy is nie net die persoon wat vir ons verlossing bring nie. Hy is die skepper van hemel en aarde. En soos die disippels daai dag besef het in gehoorsaamheid, het hulle geluister na sy verskeie leringe, saam met hom in die boot ingeklim. Hulle het vrae gehad, hulle was onseker en ten spyte van al die dinge reg doen, bars hierdie storm uit, hierdie storm bars los om hulle, angstigheid en vrees, gaan hulle met pleit na Jesus toe, en hulle sê, gee u nie om nie. Geliefde, ons is so baie keer daar, maar hierin, die openbaring, die ding wat werklik skuif, Jesus staan op, hy maak die storm stil, hy sê, waar is julle geloof? Hy vermaan hulle nie, hy nooi hulle eintlik uit na 'n baie dieper koneksie, en die openbaring vir die disippels, is hulle sien vir die eerste keer, dat meer as 'n wonderwerker, is hy eintlik God. En daai is die persoon wat in jou bootjie en in my bootjie sit. En ek hopelik vandag, as jy hierdie woord luister en ons leer wat Markus 4 vir ons leer en ook Matteus 28 vers 18 tot 20, dat ek en jy as gelowige het 'n greep op hierdie wêreld. Ons het 'n greep op bekommernis, ons het 'n greep op angstigheid, ons het 'n greep om eintlik vrede te kan ken, want die persoon wat al die mag in die wêreld het, lewe binne in ons. Hy is in ons bootjie. En ek hoop vandag, wanneer ons afsluit met gebed, dat die Here jou storm sal stilmaak. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie vir u liefde, so baie dankie dat u in ons bootjies is. U stywer die storm saam met ons. U vat ons deur storms, want u het vir ons opdragte gegee en sê, ons gaan oorkant toe. Mag ons vandag die bestemming in ons storm soek, Here. Mag ons verstaan dat u is met ons besig met 'n uitbestemming. U het 'n doel, u het 'n pad, u het 'n plek waar jy ons heen wil vat, en daarom wanneer ons fokus op waarheen ons op pad is, dan sal ons loskom van die onmiddellike omstandighede. Ons sal spreekwoordelik ons kenne oplig en ons sal sterker staan, want ons weet ons is nie in die omstandighede nie, ons is net op pad deur omstandighede. En daarom vra ek vandag, Here, daar waar ons knie lam is en ons gewrigte slap is en ons ruggraat is pap, ons is nie lus om sterk te staan nie, bid ek vandag vir nuwe
durf, nuwe ywer. Ons bid vir duidelikheid oor waarheen ons op pad is saam met U en dat ons sal besef, U is die een wat in ons boot is saam met ons. Daarom bid ons vandag met vrymoedigheid en met diep geloof, Here, dat U die storms in ons lewens kan stilmaak. Dit is ons gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, so baie dankie ingeskakel het saam met ons. As jy nog hier saam met ons is, los dalk 'n kommentaar. Sê dalk wat is die storm waardeur jy gaan? Wat is die omstandighede wat jy tans beleef en mag God vir jou gemoedsrus gee? Deel dit met ons dat ons saam bid, saam vertrou vir oorwinning in elkeen van ons lewens. Kom ons gaan hierdie week in met ywer en met durf, want ons weet Jesus is saam met ons in ons storm. Gaan in vrede. Totsiens.